Die Illuminati, die moeder van samesweringsteorieë. Die Illuminati, 'n geheime organisasie met oneindige mag, wat die hele wêreld se politieke en ekonomiese stelsels beheer, met die doel om 'n nuwe wêreldorde daar te stel. Soos dikwels met samesweringsteorieë, loop die storie van die Illuminati ook wye draaie. Al die pad van 18de eeuse Bavaria tot in die 21ste eeu. Dit is 'n lang kronkelende pad, maar een wat ons moet loop, om een van die berugste samesweringsteorieë van moderne tye te verstaan. Die Illuminati is inderwaarheid een van die vaagste samesweringsteorieë. Die naam is boonop deur die eeue al gebruik deur talle organisasies. Van geheime groepe tot posbestelklubs. Samesweringsteorie aanhangers gebruik die naam dikwels as 'n tipe sambreelterm om na enige en alle groepe te verwys wat in enige kring beskou word as die verskuilde mag agter regerings. Die stigter van die Illuminati was Adam Weishaupt. Die woord Illuminati kom van Latyn en beteken die verligtes. Mense wat 'n hoë dink van hulle self en hulle kennis en insig gehad het graag na hulle self as die Illuminati verwys. Adam Weishaupt was in die 1770s 'n radikale jong professor in regte aan die Universiteit van Ingolstadt in Bavaria, wat vandag 'n provinsie in Duitsland is. Die meeste professors aan die universiteit was Jesuïte. Die Jesuïte is 'n priesterorde van die Katolieke Kerk. Weishaupt, wat baie liberaal was, het nie goed met die meerderheid van sy konservatiewe priesterlike kollegas oor die weg gekom nie. Weishaupt was boonop 'n sekularis. Dit is iemand wat daarna strewe om die invloed van die kerk in die samelewing te verminder. Hy was ook 'n aktivis wat sy nuwe idees wou verkondig. Sy kollegas het hom so teenkanting gegee, dat hy besluit het om 'n geheime groep te stig, waar hy en mense wat sy idees gedeel het, kon saamgesels. Van Weishaupt se studente het begin om by die groep aan te sluit. Weishaupt het geweet van die vrymesselaars. Sekere van hulle tradisies was vir hom aantreklik, maar daar was ander aspekte van die vrymesselaars wat hom nie aangestaan het nie. Toe hy sy eie geheime organisasie begin het Weishaupt sekere van die vrymesselaars se idees geïnkorporeer. Een van die lede van Weishaupt se Illuminati was 'n jong man met die naam Adolf von Knigge. Knigge was 'n knap organiseerder en was binnekort Weishaupt se tweede in bevel. Maar Knigge en Weishaupt het nie goed saamgewerk nie. Daar was gereeld struweling en onderlinge stryery. In Bavaria van die laat 18de eeu was dit cool om aan geheime organisasies te behoort. Celebs van daardie tyd het hulle lidmaatskap van geheime organisasies tentoongestel, soos wat hulle vandag hulle gewildheid meet aan hoeveel Instagram volgelinge hulle het. Die Illuminati het op 'n stadium soveel as 2000 lede gehad. Maar die rekords wys dat net omtrent 650 van die lede dit ernstig genoeg opgeneem het om deur al die inisiasie-rituele te gaan. So, wat het die Illuminati gedoen? Nie veel nie. Hulle het dokumente opgestel oor wat mens moet doen om 'n lid te wees en gepraat oor sake van die dag en nuwe lede gewerf. Maar dit is eintlik al. Hulle was soos 'n bende vir
studente en opgevoede jong celebs van 1780. Daar is geen getuienis dat enige lid van die Illuminati politieke invloed gehad het of besonder ryk of magtig was nie. Godsdiens in Bavaria was op daardie stadium baie belangrik. Daarom was die meeste mense gekant teen 'n geheime sekulêre organisasie. In 1784 het die leier van Bavaria alle geheime organisasies verbied. Soveel so, dat Weishaupt moes vlug. Die dokumente van die Illuminati is deur die regering op beslag gelê. Dit was die einde van die Illuminati en die begin van die samesweringsteorieë. 'n Paar jaar na die verbanning van geheime organisasies, het 'n Jesuïte priester 'n boek geskryf, waarin hy die vrymesselaars en die Illuminati blameer het vir die Franse revolusie. Alhoewel daar nie getuienis vir die beweringe was nie, het die idees bly klou in sekere kringe. Vir amper 200 jaar het niemand hulle gesteer aan die Illuminati of geheime organisasies nie. Tot 'n man met die naam Kerry Thornley in die 1960 'n boek geskryf het, waarin hy die spot dryf met mense se vreemde idees. Thornley se vriend, Robert Anton Wilson, was 'n skrywer vir die Playboy tydskrif. Die twee begin toe om kamma-briewe te skryf aan Playboy tydskrif, waarin hulle vertel dat die Illuminati agter gebeure in die nuus sit. Wilson het dan gemaak asof hy die redakteur is wat die briewe beantwoord. In hierdie antwoorde van die sogenaamde redakteur het hy die samesweringsteorieë aangeblaas. Dit het natuurlik verkope en belangstelling in Playboy tydskrif laat styg. Om die waarheid te sê, Wilson se briewe was so suksesvol dat hy 'n avontuurboek met die titel The Illuminatus Trilogy geskryf het. In die boek was die Illuminati werklik en sit hulle agter alles wat in die wêreld gebeur. Die boeke was baie suksesvol. Aanhangers van video's oor die Illuminati weet baie min oor hierdie geskiedenis en eet die stories vir soetkoek op. Iewers lag Robert Anton Wilson lekker. Maar hierdie feite is nie bewys dat die Illuminati nie bestaan nie. Mens kan nie bewys dat iets nie bestaan nie. Daarom, kom ons kyk na die getuienis of die Illuminati wel bestaan. Talle geskiedkundiges het deur die eeue navorsing gedoen oor hierdie onderwerp. En daar is geen bewyse dat die Illuminati na 1784 in enige vorm bly voortbestaan het nie. Ons weet wel dat die meeste lede jonk was en nie veel politieke invloed gehad het nie. Dan is daar die feit dat die Illuminati slegs vir 'n baie kort tyd aktief was en net in Bavaria. Verder, uit ander geheime organisasies se geskiedenis, weet ons dat dit feitelik onmoontlik is vir geheime om geheim te bly. Daar is altyd lekkasies van dokumente en ander inligting. Om die waarheid te sê, indien die Illuminati suksesvol in totale geheimenis sou kon voortbestaan, sou dit meer merkwaardig wees as enige iets anders wat hulle na bewering verantwoordelik voor sou wees. En dit is die feite agter die mees geheimsinnige organisasie waarop die lig al ooit geval het.